Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug. Nou dit is tyd om te kyk na wat van die hoogtepunte is in plaaslike en internasionale nuus en ek en Peer vertel jou sommer vanoggend. Peer, ons begin by die DA en die RNE. Ja, soos gewoonlik 'n bietjie politiek, so met die wegtrekslag. Ons kyk eers na 'n artikel wat gepubliseer is in Netwerk 24 met die opskrif DA se deelname in RNE bly in die weegskaal. Daar's 'n foto van Helen Zille, die voorsitter van die DA se Federale Raad, waar sy hofstukke indien buite die Kaapse Hooggeregshof. Die DA se Federale Uitvoerende Komitee het Dinsdagmiddag vergader oor die begroting onder meer, die partye se verder deelname in die RNE en die verhoging van belasting toegevoegde waarde. Helen Zille het gesê, dit was 'n 90 minute vergadering en nog niks is finaal nie na die vergadering. Betroubare bronne het in Netwerk 24 gesê dat die DA vereers deel gaan wees van die RNE, alhoewel daar gissings is van vele partye en vele kante af, selfs binne die party, maar die meerderheid se siening is dat ons in die RNE sal bly, sê die ingeligte, en sal voortveg vir die 3,5 miljoen kiesers wie se mandaat ons het. John Steenhuisen het ook in die parlement op 'n vraagsessie aan 'n EFF-LP geantwoord dat die DA van plan is om in die RNE te bly en dat hulle nie nou al kantore moet begin soek, die EFF kantore moet begin soek in die parlement nie. Action SA's Ethel Trollip het ook gesê die party was nie verlede jaar deel van die RNE nie, maar hulle is bereid om hulle standpunt te heroorweeg. Dit is nie verbasend nie, as jy mens kyk hoe hulle standpunt heroorweeg het met plaaslike regerings en munisipaliteite op hierdie stadium. Hy sê die Action SA sal egter sy standpunt heroorweeg as die DA die RNE verlaat of uitgeskop word, omdat die DA goed in opposisie is en die opposisieruimte dan buite verhouding sal wees indien dit gebeur. Nou moet 'n mens wonder, wat was die mandaat van Action SA vir die kiesers in die verkiesing? Was dit om alles te staan wat die DA doen, of was dit om vir die kiesers iets te doen? Mense sal maar wonder daaroor. Daar is ook natuurlik 'n boei nadat daar 'n boodskap of 'n toespraak van president Cyril Ramaphosa uitgelek het, wat hy aan die ANC LPs op hulle caucus gegee het voor die sitting van die parlement. Die opname is uitgelek en daarin sê hy die DA bevind homself in die onbenydenswaardige posisie deurdat hulle die begroting verwerp het. Daar is natuurlik sterk stemme binne in die ANC wat vra dat die DA nie vra nie, maar daarop aandring dat die DA uit die RNE geskop word, onder andere die ANC Jeugliga. Daar is ook stemme van onder andere adjunkt president Paul Mashatile, wat donderdag by 'n Gautengse beleggingskonferensie in Sandton gesê die begrotingsproses beklemtoon, demokrasie in Suid-Afrika werk, sê hy, maar enige siening oor die begroting wat poog om die verbintenis van ons regering teenoor kwesbare en gemarginaliseerde mense te verwerp, is volgens hom teen die RNE. Interessant, Christo van Rede van die F.W. de Klerk Stichting sê, hy sal verheug wees as die DA wel nog steeds in die RNE bly, want in sy woorde, verskeie DA-ministers speel 'n kritieke rol in hulle onderskeie ministeries. Hulle is ook strategies goed geposisioneer om enige vergrype bloot te lê en te staan. Ons hou ons vinger op die pols van hierdie storie en ons sal julle inlig oor waar dit staan. Dis gepraat van DA-minister, die storie volgende een is in The Citizen en ons praat oor minister Leon Schreiber, Binnelandse Sake, en hierdie storie gaan oor hoeveel onwettige immigrante gedeporteer is. En dit is nogals interessant hoe goed binnelandse of hoe besig Binnelandse Sake tans is met opskerping hiervan. So hulle sê, Departement van Binnelandse Sake het meer as 40.000 onwettige immigrante tussen 2024 en 2025 gedeporteer. Dit is dubbel die hoeveelheid wat Frankryk en Duitsland gedoen het, wat van die lande is wat gesien word wat die beste optree oor onwettige immigrante spesifiek. So hulle sê ons doen regtig nogals goed as mens daarna kyk. Hulle sê dit van die 31ste Maart af het die nommer nogals opgegaan van na 46.000 in totaal. Dit is 18% meer wat gedeporteer is, wat nie moet wees nie. In 2022 14.000, 2021 20.000, 2022 22.000 en tans staan ons by 46.000. Amper verdubbeling. En minister Leon Schreiber het net gesê hierdie behoort 'n sterk boodskap te stuur dat sou jy ons grense binnekom onwettig, gaan ons jou terugstuur, sodat ons natuurlik ons Suid-Afrikaanse ekonomie en die mense ook kan beskerm. Soos dit hoort. So dit is nogals goed gewees. Dan, waar is my seun?
Ja, onderwyser van Suid-Afrika, jong onderwyser, is vermis na die Myanmar aardbewing. Ons verwys nie baie hierna nie, ons raak so liggies daaraan, maar hier raak dit nou 'n kwessie wat huis toe kom. Dus vandag omtrent 'n week gelede, dit sal vandag 'n week gelede wees vanaf die Myanmar aardbewing plaasgevind het. En hier is 'n onderwyser, 'n jong onderwyser, 28-jarige man, Cowan Reed Titus van The Bluff in Durban, wat oënskynlik vermis word. Sy ouers het soos wat mense maar maak, gereeld met hom gekommunikeer en hulle het nog kort voor die aardbewing 'n familiegesprek met hom gehad, 'n videogesprek met hom gehad waar alles goed afgeloop het. Maar die middag van donderdag 27 Maart het hulle met hom gesels, maar toe sy ma die volgende oggend net na 9 van my boodskap stuur, was daar net een streepie op sy WhatsApp. Met ander woorde, dis afgelaai, maar dis nie oopgemaak of gelees nie, of dit is gestuur, maar dis nie afgelaai nie. Sy boodskap sê sy het altyd 2 strepe en daar is nou net 1. Sy het hom probeer bel, daar was nie antwoord nie. Cowan het reageer altyd op my boodskappe, sê sy, al is dit nie dadelik nie, maar Vrydag het dit net 1 streep gewys. Sy het toe probeer bel vir die ambassade in Myanmar om uit te vind of hulle kan help. Daar is toe vir haar inligting gegee dat die naaste ambassade in Thailand is. Sy het die Thaise ambassade gebel en 45 minute later het hulle haar oproep beantwoord, teruggebel en gesê, ja, hy is inderdaad soek. So, ons hou duim vas vir hierdie Suid-Afrikaner wat soek is in Myanmar op hierdie stadium. Die dodetal is merkwaardig, skrikwekkend teen donderdag. Het die dodetal op 3085 gestyg. Dit was gistermiddag, met 4715 beseders en 341 mense wat nog steeds vermis word. Natuurlik, is onder daardie vermistes op hierdie stadium. So van 1 Suid-Afrikaner wat soek is tot 1 Bloemfonteiner wat 2 kapings en 'n terreuraanval al oorleef het. En hierdie is artikel in Netwerk 24, die terreuraanval was in Mosambiek in 2023 wat hy oorleef het. Die eerste keer wat hy gekaap was in 2013, sy kars nooit teruggekry nie. En nou is dit meer onlangs, hy het Woensdag van Bloemfontein af Gauteng toe gery. En Mervyn Swanepoel is omtrent 6:30 die oggend op die N1 gekaap tussen die Sebokeng afdraai en die Grasmeer tolhek. Nou hulle sê ook tussen 5 en 7 is nogals een van daai hooftye wat jy gekaap kan word. Hy het 3 uur die oggend uit Bloemfontein het vertrek en hy sê hy het 'n bakkie, 'n Isuzu dubbelkajuit en hy het 'n waantjie gehad ook. En hy sê daar het 'n kar langs hom opgetrek en hulle het verwoed vir hom gewaai en wat ook al sy aandag so half afgetrek en die volgende oomblik het daar 'n Fortuner gekom en hom so half daai selfde Fortuner wat nou net vir hom gewaai het iemand toe 'n geweer uitgeruk en hom van die pad af gedruk en toe hulle hom van die pad af druk, toe daar nog 'n kar agter hom parkeer met 4 mans. 2 het uitgespring en in sy kar gespring, met hom rondgery, alles se vat eintlik wat hy by hom gehad het. Sy vriendin het op 'n stadium gebel om te vra, is jy okay? En hulle het hom gesê, wees kalm, anders gaan ons jou skiet. So hy het dit oorleef, maar ek dink die punt wat ek eintlik wil maak is, as jy in daai area is, of die paaie is, naby die tolhekke, wees maar bedag, as iemand waai en jou aandag probeer aftrek, hou maar aan, as jy kan, wees maar net eintlik versigtig. Dit is nogal skommerwekkend om te dink, tussen 5 en 7 is eintlik maar al oggend, nee? Dit is nie, dis eintlik redelik lig. My aarde, daglig en op die N1, nie by 'n verkeerslig of voor 'n hek of 'n... Nee, op die N1. Dan wil ek net so vinnig internasionale nuus deel. Dit was nogals interessant. Hongarye het gesê hulle sal nie vir Benjamin Netanyahu arresteer nie. Daar's natuurlik 'n lasbrief uit teen Benjamin Netanyahu, eerste minister van Israel. Nou, Hongarye moet eintlik hom arresteer want hulle is deel van die internasionale strafhof. Interessant, Viktor Orban, wat bietjie van 'n omstrede eerste minister is, as ek dit so kan stel, van Hongarye, het die dag nadat die lasbrief al uitgereik is verlede jaar gesê Benjamin Netanyahu is enige tyd welkom in sy land. Netanyahu was nou daar vir die besoek. Hulle het hom nie gearresteer nie, maar Hongarye het gesê hy sal nou begin met die proses om homself te onttrek van die strafhof, want hy voel nie dis meer nodig nie. Soos wat ons Suid-Afrika ook doen. So ons is, wel, mense sê soms my ontstaat, maar mense die opinie daarvan, maar dit lyk my soos die enigste nie. Ja, en dan so 'n bietjie goeie nuus, eindig ons vandag met die KAKNK. Ja, die KAKNK is aan die gang in April, hoe lekker. Henk Serfontein, die feeskunstenaar vir 2025, is vereer saam met ook 'n span ander kunstenaars. Die Heuwels Fantasties onder andere ook, en natuurlik Fred Den Hartog, Pierre Greef en Hunter Kennedy van die Heuwels Fantasties is vereer vir wat hulle bygedra het tot die Suid-Afrikaanse musiek scene
sedert 2009, veral met Klein Tamboti Boom, wat 'n tune. En dan ook Leanne van Rooi as regisseur en aktrise bekroon vir haar werk. Sy het die Kunste Onbeperk Kruispunt-prys gewen. Ook Marion Holm, wat hier by ons was op die geel bank met ons kom kuier het, sy is ook vereer as gevolg van haar interpretasiewerk en toneelspel. En sy sê dis 'n wonderlike geleentheid om 'n kunstenaar te wees. Sy sê maar wat 'n mens eintlik moet dankbaar wees voor is die feit dat daar geleenthede is vir kunstenaars om op te tree. En dit is ook waarom ons as Afrikaanse mense, hoe jy ook al lyk of hoe jy Afrikaans ook al praat, almal so opgewonde is oor kunstefeeste spesifiek. Ja, absoluut. Goeie nuus daai. Bly gerus ingeskakel. Net hierna gesels ons met die tweede en derde paartjie wat in aanmerking kom vir daai wen 'n troue bruilof. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.